episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Jan-Louis Lee. Goeiedag almal, welkom by nog 'n episode van Scriptura. En ons gaan vandag gesels oor 'n besluit van die GKSA wat begin van hierdie jaar geneem is. En saam met my praat Jan-Louis vandag. Ek hoop dit gaan goed met jou. Goed, en aan die gang, hoop daar by jou ook. Ja, net so. Nou, mense sal dalk wonder waarom ons nou oor hierdie besluit praat. Dit is 'n besluit wat die GKSA geneem het oor wat die kerkverband te doen staan met gemeentes wat nie by besluite wat geneem is hou nie. Nou aan die begin dink ek is net belangrik om te noem, ons is nie een of ander amptelike spreekbuis van die GKSA nie. Ons is altyd gereformeerde predikante in die GKSA. Die wat die Scriptura span bietjie beter ken sal weet, meeste van ons is predikante in die GKSA, maar Jaco is in die PGK, so ons is nie hier om 'n spreekbuis vir 'n kerkverband te wees of om amptelike besluite nou goed te keer weer of om goed te praat nie. Ons is hier om te kyk nou maar wat gaan nou alles aan rondom hierdie besluit? Want hoewel daar mense is wat ingelig is oor die pad tot hier, is daar baie mense wat maar net gesien en gehoor het wat in die media gebeur het. En dit is redelik standaard. Elke keer wanneer 'n kerkverband synode hou, dan weet jy maar daar kom allerhande artikels en menings uit. En ongelukkig met die GKSA is meeste van die mediadekking gewoonlik om sensasie te wek. Veral nou is daar nou 'n besluit geneem word wat nie volgens die stroom van die wêreld gaan nie. So ons gaan vandag saamgesels eers bietjie oor die oploop tot die besluit. Dis nie 'n besluit wat in 'n vakuum geneem is nie. Dan oor presies wat die besluit behels, dan reaksies wat ons tans sien, en dan die uitkoms waarvoor gebid word. Nou oor die oploop tot die besluit, ek wil nou nie ons ouderdom weggee nie Jan-Louis, maar daar het reeds by 1988 se synode 'n studiestuk gedien oor die plek of die rol van die vrou in die kerk. So ons kan sê bykans so lank soos wat ons oud is, praat die kerke al oor, maar wat is die plek van die vrou in die kerk? En nog altyd, hierdie is ook belangrik om aan vas te hou, is ons as kerke se belydenis dat die Here net sommige mans met die nodige gawes roep om in die rol van ouderling, lerende ouderling predikant te staan. En soos dit nou deur die geskiedenis ontwikkel het die GKSA nou begin van hierdie jaar 'n besluit geneem om te sê, wel hier is hoe ons gaan handel met gemeentes wat nie by hierdie saam besluit hou nie. Nou ons kan baie praat oor die historiese oploop. Die GKSA het selfs in 2016 'n buitengewone algemene synode gehad om oor hierdie saak spesifiek te praat. En derentyd, by al die vergaderings wat gehou is daar gebly op die ou end by wat ons as kerke glo en bely, dat die Here net sekere mans roep om in die ampte te staan. Natuurlik gaan die vraag nie oor kan vroue dit doen nie, maar dit gaan oor mag hulle dit doen, behoort hulle dit doen. So wat wil jy hierso byvoeg? Kyk, ek dink dit is belangrik om te noem dat die kerk van alle tye en alle plekke, nou praat ons spesifiek van Handelinge 2 af,
nie regtig geworstel het met hierdie vraag nie. Dit het in die 21ste eeue probleem geword, hier van die 50 jare af, en dit het 'n spesifieke konnotasie gehad met die politiek van die tyd, en daai goed het oorgespoel na die kerk toe. En ek dink dis partykeer 'n olifant in die kamer om dit te sê, maar dit is die waarheid, dit is wat gebeur het. En toe begin ons nou worstel met hierdie dinge, en baie mense stel bekwaamheid gelyk aan gawes. Of gawes gelyk aan amp. En amp gaan eerder saam met roeping as dat dit saam met gawes gaan. Net omdat sekere mense bepaalde gawes het, maak hulle nie bekwaam of geroepe tot 'n bepaalde amp nie. En nou het hierdie ding uitgekring en jy het net reg ons ouderdom gruwelik weggegee, want ons is 'n jaar ouer as hierdie saak. Eintlik het hy sy wortels, as jy mooi gaan kyk, in 85 se synode. Toe die vraag al daaroor ontstaan, is dit 85, ja, 85 se synode. En die eksegese wat op hierdie saak gedoen is, was en die eksegese wat wat die onderbou van die besluit is, word in die skepingsorde begrond. Ons hoef nou nie in die materie van die besluit in te gaan nie, maar dit gaan oor die skepingsorde en hoe dit deur die skrif uitgebou, hoe reg deur die Openbaring daardie skepingsorde gehandhaaf word, en hoe in 'n geval dis nou hoe die besluit op die tafel gekom het. En dis wat mense dalk gaan verwar, miskien kom ons ook nou later daarby uit, is dat nou kry jy dit dat daar soos met meeste sake is daar twee kampe wat ontstaan het. En die een kamp sê ons het hierdie siening, ons het hierdie eksegese en dit 'n bepaalde eksegetiese metode, en ons sê ons het hierdie siening en ons het hierdie eksegetiese metode. En ons kies nou maar net. Dis 'n binêre saakie. Ons kies vir hierdie en dit gaan oor jou perspektief, en ons moet eintlik maar mekaar laat vaar, of ons moet toegee of nederig genoeg wees om te weet, dit is seker tipe goed wat gesê word, dat ons nie aan hierdie kant van die graf die volle waarheid gaan hê nie. En so word die saak verskriklik vertroebel, en en ek dink dis ook maar die onderbou van ons hele sending hier op Scriptura is, as die waarheid dan so relatief is, dan maak niks wat ons doen saak nie, want dan kan ons nou ophou om kerk toe te gaan, en dan kan ons maar ophou om want dan beteken dit ek is die een wat aanbid word, en dit kom terug na wat ons verlede week met ons episode verlede week oor Judas gedoen het. Dit gaan oor die man in die spieël is dan my God. Ja, ek is bly jy praat van wat in die wêreld aan die gang is. Natuurlik wat in die teologiese wêreld ook aan die gang was, wat hierdie gesprek ook aan die gang gesit het. Dis opmerklik om te sien dat hierdie gesprek oor wat is nou die rol van die vrou, en om al hoe meer te druk, maar die ampte is oop, het redelik in Suid-Afrika ook ontstaan, soos die sosio-historiese eksegetiese benadering ontstaan het. Nou, ons as gereformeerdes glo ons volg 'n grammatiese historiese verklaring metode. Die sosio-historiese metode sê eenvoudig maar jy het 'n legkaartstukkie buite die prentjie wat die Bybel skets, wat die boodskap gaan bepaal. So as jy kan sê hoe dit in daardie dae presies gelyk het, gaan jy kan sê wat die boodskap van die Bybel moet wees. Daarteenoor sê die grammatiese historiese verklaring, maar ons het nie iets buite die Bybel nodig om die Bybel te verklaar nie. Daardie inligting wat dalk beskikbaar is, kan miskien die prentjie bietjie inkleur, maar dit gaan nie die prentjie bepaal nie. En ek dink dis belangrik, want die kerke praat al baie lank hieroor, en ek weet nie of almal altyd bereid is om dit te sê nie, maar eintlik sit mens met verskillende skrifbeskouings, verskillende belydenisse oor wat is die gesag van die skrif nou eintlik. So, ons luisteraars is welkom, hulle kan gaan verder grou en kyk na al die synodes en al die besluite op die GKSA se webwerf, om dan te sien, maar hierso is 'n baie lang pad wat gestap is. Nou aan die een kant is dit hierdie lang pad wys mooi
maar die GKSA se kerkorde maak voorsiening daarvoor om aan te hou praat, mits daar nuwe goed op die tafel gesit word oor 'n saak. So aan een kant wys dit 'n baie mooi lankmoedigheid, maar ek glo, en hier is nou ek persoonlik, hier is nou niemand anders se standpunt of se siening nie, is dat daar deur die jare 'n versigtigheid, amper 'n bangheid was om nou streep te trek en te sê, wel hierdie is wat ons glo, watter impak het dit presies op wat ons bely. Gerus, ek dalk net daarby kan inval, want dit reg amper 40 jaar lang ontwikkeling, of meer as 40 jaar lang ontwikkeling, en daar was in hierdie hele gesprek die gedagte dat ons moet sekere sake eerder oorlaat aan die vryheid van die plaaslike kerkraad, dat elke bepaalde gemeente kan besluit hoe hulle daaroor voel, en dit is inderdaad wat ons gedoen het met die Hakenamp. Elke gemeente besluit op sy eie of op haar eie hoe hulle nou oor die diakens gaan sien, en dan weet jy wat ons nou maar in die kerkverband ervaar is fragmentering. Ons begin al hoe meer praat van sogenaamde liberale gemeentes en konservatiewe gemeentes en almal tussen en al daai goeders. En die probleem met 'n ding soos hierdie is dit is 'n saak wat tog te reg op die tafel van ons almal hoort. Ons wil almal een in diens leer en tug wees. En 'n ding so fundamenteel, en dit is 'n ding wat ons later ook by die reaksie op die besluit wat geneem is in 2026 gaan kry, is hulle sê dis dan nie 'n belydenissaak nie. So hoekom karring ons aan 'n ding wat nie 'n belydenissaak is nie. Nou met ons sommer die standspoort van mekaar sien, jy het dit amper so gesê, maar kon sê dit direk is, net omdat 'n ding nie direk in die belydenis aangehaal word nie, beteken dit nie dis nie 'n belydenissaak. En die volgende ding is dat hierdie gaan op kernvlak oor skrifgesag. Ja. Ek het gesê skrifbeskouing, dit gaan vir ons oor skrifgesag en hoe ons na die Bybel kyk, en dit is 'n saak wat op 'n meerdere vergadering se tafel hoort. So die saak oor die vrou is eintlik 'n simptoom van iets baie dieper, want kom ons trek die lyn terug, en ek wil ons luisteraars en kykers terugverwys na episode wat ons so jare wat terug gehad het met hy's nou Dr. Deboa du Toit. Met Deboa du Toit van die Namibiese NG Kerk, wat vir ons die lyne baie mooi getrek het van pragtig dat van skrifbeskouing bestaan die duiwel, vrou in die amp, gays. Dis 'n reguit lyn. Ja, ek dink ons kan dit onderstreep. As mens met mense in gesprek gaan hieroor, is baie soms verbaas of voel selfs aangeval as jy sê, maar as mens hierdie skrifbeskouing handhaaf en hierdie manier van eksegese doen, dan is die outomatiese volgende stap om dan te sê, maar dan is daar absoluut niks daarmee verkeerd om in 'n homoseksuele verhouding te wees en in die ampte te dien nie. So dit lyk dalk vir baie mense soos 'n klein treukie, maar as jy die skrifgesag in prys gee, dan gaan jy op die ou ende in 'n kerk sit wat maar net sê, wel glo maar enige iets wat jy wil, bly net by ons. Nou, en dis baie kerke wat doen nie, die Pride Kerk doen dit. Ja. Nou dalk is dit dan net nodig om te noem wat hierdie besluit presies behels. Hierop is jy baie beter as ek ingegrawe, so ek hoor graag wat jy sê. So ek het nou die besluit hier voor my oop, en met al die agtergrond wat ons nou gegee het, is dit belangrik om te sê dat die kerk in 2026 nie 'n besluit geneem het oor vrou in die amp nie. Ja. Dit was nie op die tafel nie. Die besluit oor vrou in die amp is as het ware in 2009 geneem, en na daai sinode was daar etlike appelle en beswaarskrifte en alles, en dit is beslissend afgewys op nie minder nie as 3 sinodes. Nou gaan ek net vinnig terug na die vorige sinode 2023. Want toe na 2018 se sinode was daar by van die pro-vrou in die amp kerke 'n tipe van onvergenoegdheid, en hierdie baie van hulle het gesê, maar goed, julle het nie na ons geluister nie.
julle het nie na ons stem gehoor nie, ons gaan voortgaan met wat ons dink reg is. En so het daar 'n tipe van 'n onverkwikkelike verhouding in die kerk ontstaan as gevolg van hierdie spanning wat ons nou net met mekaar verduidelik het. En 2023 het plaasgevind en toe staan nou hierdie ding met streeksinodes en vergaderings wat voor dit plaasgevind het waar hierdie saak regtig amper opgeborrel het tot verskriklike onvergenoegdheid. En die saak op 2023 se tafel was, goed, maar wat gaan ons hiermee maak? En ek het 'n en daar ek kan dit sê en ek dink jy voel dieselfde. Ek dink die sinode daar moes gewoon die kerkordelike apparaat wat daar is gebruik het om wat in elk geval in 2026 gebeur het, hulle in 2023 toe te pas. Want daar's 'n rede wat ons 'n kerkorde het. Ja presies, want ek dink en ek sê dit met baie respek en deernis, maar ek dink hierdie addisionele deputaatskap was onnodig. Ons het genoeg middele en wysheid in ons eie kring gehad om hierdie saak te ons het dit trouens al vir mekaar gesê, dis reg, dis verkeerd, kom ons gaan aan. En toe het hulle 'n deputaatskap in 2023 aangewys wat nog 3 jaar die blikkie in die pad afgeskop het en toe uiteindelik gekom het in 2026 met 'n meerderheid en 'n minderheidsverslag. Nou, op die vloer van die sinode was daar, is in elk geval ons het naderhand gepraat van verslag A en verslag B, want die minderheid het 4 van die deputaatskap, 4 predikante in die deputaatskap het die minderheid, sogenaamde minderheidsverslag gehandhaaf en 5 het die meerderheidsverslag gehandhaaf. So dit is, dis nie regtig volstrekte meerderheid of 'n saak waar mense regtig kan praat van meerderheid minderheid nie. Nietemin, die meerderheidsverslag het 'n tipe van 'n kom ons laat dit oor aan die wysheid en die vryheid van die kerkraad en die argumente wat ek en jy nou gevoer het in die eerste gedeelte van ons gesprek was die argumente van die broeders wat die minderheidsverslag, ek weet nie wat dit was op die vloer van die sinode nie, ek dink dit was verslag B, onderskryf het. En hulle het gesê, dit is die tyd om 'n streep te trek. Ons het reguit lyne vanuit die skrif getrek en ons moet begin handel met hierdie kwessie. En daar is 'n metafoor gebruik van hoe maak jy met jou kind in 'n huis wat nie het gestel die huisreëls is so en jou kind begin op 'n bepaalde afwykende manier optree, wat gaan ons dan doen? En jy gaan nie jou kind net laat begaan nie. Trouwens ek van myself nie die rede, maar ek dink dit is liefdeloos om hierdie kerke nie te laat begaan en hierdie pad is uiteindelik op grond van dit wat ons in elk geval oor tug en oor die kerklike weg weet. Is dit 'n poging om die kerke wat afwyk in diensleer en tug na terug te roep, tot inkeer te roep. En weet ons dans baie keer rondom hierdie woordjie inkeer en tot bekering, want het ons dan nou iets verkeerd gedoen? En ek sê dit met baie liefde en deernis aan mense, want ons baie mense wat opreg in hierdie saak is, maar weet, jy kan opreg wees, maar jy kan opreg verkeerd wees. En wat werklik nie die diepte van die ding besef nie. So kom ons sê wat sê die besluit. Wanneer jy jouself nie bind aan die besluite wat ons in die kerke saamgeneem het nie, dan is jy besig om jouself buite die kerkverband te stel. Jy is besig om, jy maak jouself los. Kerke word opgeroep om hulle te bekeer en nou daar's baie aanstoot geneem rondom hierdie woord en in gehoorsaamheid aan Christus se nodebesluite te handhaaf. Onthou, wanneer jy deel is van die GKSA of enige verband, dan berus jou kerkverband wees op 2 ongelyke bene. Die eerste been is die binding aan die skrifgesag en die tweede been is die binding aan die kerkorde en gemeenskaplike besluite. Nou hierdie besluit wat ons geneem het, glo ek berus op getroue skrifgronde en daarom is dit die eerste been en die tweede been is ons het met mekaar ooreengekom en ons praat na binne toe, ons praat nie na buite toe nie. Die sinode roep kerke wat hulle nie aan die sinode besluite in sake wiede hou nie op om eenheid in die kerkverband te soek en te leef. Dan word daar jaartyd gegee
En dit beteken, gaan bespreek hierdie saak, doen huisbesoek, gaan doen skrifstudie en kom tot inkeer. Ons het vir julle gesê, dit is die waarheid. En gee die susters losmaak. En klasse sê die verantwoordelikheid om die kerke pastoraal by te staan. Nou, hoe sien dit daaruit? Dit beteken dat waar daar kerke is wat hierdie saak op 'n ander wyse beskou, wat dit afwykend beskou, is die buurlike gemeentes by visitasie en sulke tipe geleentes verstel om te gaan beraad en te sê, luister, nee, dit is wat ons saam besluit het. Dis die pastorale pad wat voorgestel word. En indien kan ek jou hier in die rede val? Is hierdie besluit nie dan maar op 'n manier soos om te sê jy moet 'n ronde sirkel teken? Anders gestel, dit wat besluit is eintlik dit wat ons reeds pas het in ons kerkorde, ons manier van kerkwees, die rol van klassisse, die rol van spreeksinodes en synodes. Ek sal jy gaan nou daarby uitkom. So dit is, op 'n manier is dit nie maar net weer 'n herinnering aan, kom ons doen wat ons gesê het ons gaan doen nie. Ek kom terug na wat ek gesê het, hierdie hele 3 jaar periode was onnodig, want ons het reeds die middele tot ons beskikking gehad om lankal hieroor te begin praat. Maar en daarmee is daar iets van 'n ek wil nie agendas aan mense toeskryf nie, maar ek wonder of die rede agter die 3 jaar ekstra was om te kyk of ons maar tog op 'n manier weer die saak van die vrou Dynouwou kan beskou en uiteindelik by vrou Oudeling kan uitkom. Maar goed, indien 'n kerk na daardie tyd voortgaan om nie by synode besluite te hou nie, word met droefheid deur die klasses aan die gemeentes en die GKSA gekonstateer dat daardie kerk ongehoorsaam aan Christus is en haarself van die GKSA as een kerklike gemeenskap losgemaak het. Onthou dit, ons het gesê dit konstitueer selflosmaking. Daar is nie 'n enkele kerk wat uitgeskop gaan word nie. Maar as jy deel is, kom ons gebruik 'n wêreldse metafoor. Ek is nie mal daaroor nie, maar as jy by 'n klub of 'n rugby unie waar ook al gaan aansluit. En hulle sê ons gebruike hier is ons doen dit. En jy doen dat. En jy hou aan om dat te doen. Dan gaan hulle sê hoor, jy's nie deel van ons nie. En dis presies wat hier eintlik maar aan die gebeur is. Ons het vir mekaar gesê, dis die lyne, trek die ronde sirkel. Goed. Dan indien 'n klas is gebreke bly om dit te doen, want nou kan jy sien, en dit kom uit by die reaksies op hierdie besluit, indien 'n klas is in gebreke bly om dit te doen, sal die betrokke streeksynode die feit konstateer. En nou hier het ons 'n probleem, want dit is nou hiërargies. Indien die streeksynode gebreke bly om dit te doen, sal 'n volgende algemene synode dit doen. Die probleem is dat jy sit met reaksies en hier het 'n gedagte gekom van dis nou hiërargie, né? Dis nou artikel 84 kerkorde wat nou in gedrang kom, want ons wil nou heerskappy voer oor mekaar. Indien die klasses nie wil nie, sal die streeksynode nie, algemene synode sal dit doen. Dit is nie hiërargie nie, dit is maar net die kerklike weg wat sy loop neem. Dan, indien die klasse sou streeksynode advies benodig rakende die hantering en die praktiese gevolge, want nou sê ons, hier is praktiese gevolge, daar is goed soos ramings, versorging van emeritus predikante, eiendomme en sulke tipe van goeders, en ons weet nie hoe daai saak gaan uitloop nie. So daar is 'n deputate nou, artikel 31 deputate dink ek, wat op die been geroep is om daardie sake te hanteer, en hulle doen hulle werk, hulle het vraaggoeders wat hulle kry en hanteer moet word, en ek weet, daar's baie bewegende dele rondom hierdie ding. Dit is eintlik hartseer dat 'n mens so 'n tipe deputaatskap moet hê, want 'n mens sou wou gehad het, en dit is die laaste punt, dat die kerke wat afwyk hieroor regtig tot besinning geroep sal word. En nie skeer nie, ons wil nie skeer nie. Ons wil in broederlike eenheid met mekaar saamleef en die woord van die Here uitdra, want ek dink, ek wil dalk 'n boekmerk insit en sê ons kan nou verder gaan, maar weet jy Gerrie, wat vir my getref het, toe ek nou gedink het oor hierdie episode vanoggend, en die feit dat ons so lank na die besluit nog hierdie flikkeringe van nonsens het, is dat
wat het al hierdie kerk en wat het jou gemeente, wat my gemeente in die laaste 6 maande gedoen in terme van die uitbreiding van die evangelie? Weet ons het nou die hand vir die eerste keer weer vir my gevoel van ons kerkraad se kant af weer op trek gekom, as ek die Engels kan gebruik, in terme van 'n bedieningspunt wat ons wil vestig, wat gaan bediening van die woord, die evangelie moet uitgedra word waar dit nog nie gehoor kan word nie. Maar as daar kerkrade, ons kerkraad in Kluis, wat tyd moet afstaan en besware en beskrywingspunte moet voorberei en wat met baie respek tyd is wat ons in die bediening van die evangelie kon gebruik het. Maar nou is ons besig om na 40 jaar nog oor vrou in die ampt te praat. Ja. Ek dink saam met ons frustrasie daaroor, moet ons ook tog besef, kyk hoeveel van die Nuwe Testament byvoorbeeld gaan oor antwoord aan dwaallere en hoeveel tyd is daar spandeer en ek voel soos jy voel, dit voel of soms of mens soveel tyd spandeer om gefokus te bly as kerk, om die afwykings reg te stel na die woord toe, en daardeur sê ek natuurlik nie, daar is nie by my ook baie bekering nodig nie, dat mens daar nie uitkom by die ander dinge nie. So hierdie hele ding het 'n kerkverband vir hoeveel jaar vasgehou. En nog steeds. Ja. Ek dink dit sal goed wees om nou net hierso te vra, so in die lyn van Heidelberg se katekismes, wat is die nut? So wat? Hoekom moet lidmate dit weet? Waarom het ons hierdie gesprek vandag? Wel, punt 1, dis 'n saak wat ek het gepraat van opflikkeringe, maar dit is 'n saak wat in die harte van baie mense leef, en aan die een kant is daar dankbaarheid oor die besluit, jy het dit daarom ook gesien, grootlike dankbaarheid, dat daar by die skrif gehou word, en dat daar 'n tipe van 'n nederige buig voor die skrif is. Daar was aantuigings dat dit is 'n besluit wat deur 'n regse faksie in die sinode gedryf word, en ons gaan julle uitstem en al daai tipe goed. Trouwens, ek dink daai oop brief van die vroue het nogal in daai rigting ingesuggereer. En wat nou aan die gang is dat daar's baie gemeentes wat nie buig voor die skrif nie, en wat nou wat my betref 'n baie onkerklike ding doen. Dit is al hoe meer oop briewe. Nie net, onthou nou die oop briewe, 'n oop brief is nie net in die kring van die kerk nie, dis oop vir die buitekerklikes en die wye gemeenskap om te sien. So daar's baie reaksie nou daarop, en in plaas daarvan om te sê kom ons praat met mekaar weer hieroor. Want goed, ons is nederig genoeg om te sê dat hierdie besluit wat ons in 2026 geneem het oor die handhawing van besluite, dit is nie ons wat besluit oor besluite kan neem, is ook onderhewig aan die toetsing van die kerklike wet, artikel 46. So daar kan ook op hierdie besluit geappeleer word. Maar nou is dit amper asof hulle besluit het, goed, ons kan nie die kerklike weg volg nie, ons gaan nie daai saak op so 'n manier wen nie, so kom ons hanteer hierdie saak op 'n ander manier. Nee, dis amper soos in Korintiërs 16, durf julle wat 'n saak teen 'n ander het, mekaar na die wêreldse regters toe sleep. Dis wat nou gebeur. Want nou word die saak wat ons op die kerk se tafel het, word nou 'n saak wat populêre steun meer verkry word. Dit het daai oop brief van die vroue gedoen. Dit daai oop brief gedoen, ek dink is nou 3 gemeentes wat oop briewe geskryf het. Ja. Daar was nou die aand episodes op kyk net nie, maar ek het gehoor daarvan. Daar's al hierdie tipe van goed wat nou gedryf word in die publiek. Nou wonder ek, jy weet, as ons nou 'n brief van Paulus moes kry, nee, hoe weet ek sê dit baie ligte, maar wat sou in daardie brief van Paulus gewees het as die GKSA vandag 'n brief van Paulus moes kry? Ja, net dan sou die brief van die Galasiërs soos 'n slaaptydstorie gelees het. Ja. Hy sou nie eers vir ons 'n seëngroet gegee het nie. Ja, ek wil net gou hier iets noem. Jy het gepraat van baie, en daar bestaan by mense hierdie gedagte van meeste mense soek 'n ander pad as wat
die GKSA nou besluit het op, en dis maar 'n klein minderheid wat nou net in die pad staan van groei en vooruitgang. Maar as ons mooi gaan kyk, gaan ons sien die oorgrootste meerderheid van ons kerkverband wil nog by die woord bly oor hierdie saak ook. En ongelukkig die stemme wat ons in die wêreld en in die media hoor, dryf hierdie ding so asof hier nou 'n handjie vol ouens is wat net nog bietjie moet wakker skrik. Wat nie die geval is nie. Natuurlik gaan 'n besluit soos hierdie belydenis waarby die gereformeerde kerke nog altyd staan, is nie gewild in die wêreld nie. Maar die wêreld moet dit hoor, wat die Here doen. So ek dink mense sal goed doen as hulle besef, maar hierso is nie 'n groot groep wat iets wil hê graag, en daar's nou 'n handjie vol stok ou ouens wat nou daar teen skop nie. Hier is die kerke wat bymekaar gekom het en saam besluit het deur die jare, en nou weer by die onlangse synode, om te sê wel hier is hoe ons kerk is. Ja. Amen. Kan nie net beter gesê het. Dis ek moet vir jou sê, daar was by die afgevaardigdes grootliks dankbaarheid. En weer eens, nou moet ek het dit so gesê, maar dit was nie 'n regse faksie wat stemme gewerf het en al daai goeders. Dit is nonsens. En dit is hoe die wêreld te werk gaan. Dit is hoe 'n parlement werk. Dis nie hoe die kerk van die Here werk nie. Ja. So net om dit te onderstreep waarom dit belangrik is vir mense om te weet wat aan die gang is. As gelowiges word ons tog geroep om 'n kerk te soek, deel van 'n kerk te wees wat aan die vereistes van die woord voldoen. En dan ons het in ons belydenis die kenmerke van die ware kerk, die suiwer bediening van die evangelie, van die sakramente en die toepassing van die kerklike tug. En dit raak toenemend in vandag se wêreld. Gaan mense sien dat die kerk nie gewild is nie. Want as jy gaan vashou aan God se woord, dan gaan jy teen die skroom van die wêreld ingaan. Maar vir ons behoud, vir ons groei in die geloof, het ons nodig om deel te wees van 'n kerk wat kan sê, wel, ons glo die waarheid en ons hou daaraan vas, al beteken dit daar is allerhande gevolge en forme van vervolging. Dalk net 'n paar oomblikke ook nou praat oor, maar wat is die uitkoms waarvoor gebid word? Want dit is 'n besluit wat geneem is, gebaseer op 'n kerkorde wat 'n kerkverband al lankal het, 'n besluit wat eintlik net oproep en sê, maar kom ons hou by wat ons glo. Ons kan dit anders stel en sê, kom ons wys net ruggraat en gaan aan, sodat ons kan kerk wees. Wat is die uitkoms waarvoor gebid word, sal jy sê? Gerard, dat die stem van die bruidegom gehoor sal word, en dat ons in nederigheid sal buig wanneer hy praat. Ek dink dis regtig, dis hartseer, en ek dink die energie, en ek het dit nou so half gesê met my betoog oor waarmee die kerk die laaste jare besig was, is dat daar is soveel goeie werk wat ons moet doen, en wat ons aandag van afgetrek word, omdat ons heeltyd besig is om te fokus op hierdie ding. Maar amper jou staaltjie, dalk apokrief, dis vir my vir waarheid vertel, maar daar word gesê dat ek dink is ergens een of ander Byzantynse oorlog, toe staan die Turk op die rand van die stad, en hulle is besig om die plek af te brand, en ons is 'n synode in die stad aan die gang, en hulle is besig om te praat oor die kleur van die biskop se mantel. Jy weet, dis daai tipe van ding. Ons moet uitkom by wat ons kerntaak en ons kernroeping as kerke is. En dan hou dit maar bekering in. Ek dink, ek wil tog vir ons luisteraars sê, ek het nou net so vinnig verwys na Deboa. Deboa se storie is nog interessant. Ons het met Scriptura, het ons al 2 gesprekke met hom gehad. Dis dalk tyd vir 'n derde ene na dese.
Want hy het 'n interessante doktersgraad gedoen. Maar die pad wat hy gestap het in die NG Kerk, en die NG Kerk in Namibië in die besonder was, hulle het beklei in die homoseksuele ding. En hy het vir ons daai lyne getrek. En toe ons klaar die eerste gesprek met hom gehad het, ons van lyn af, soos ons partykeer sit ons so 'n bietjie gesels na die tyd. En toe sê hy vir my, sy suster is 'n predikant gewees in die NG Kerk. En ja, okay, los dit daar. 3 jaar later, toe sê hy nou, sy het self 'n studie gedoen uit die woord, oor wat die woord sê, oor predikant wees, en sy het haar legitimasie in die NG Kerk neergelê. En hy het ook nou trouwens 'n mooi episode met ek dink dit was sy suster en nog 'n ander vrou gedoen, wat tot inkeer oor die saak gekom het, en dit help nie ons skram weg van die woordjie inkeer nie. Ja. En ons wil dit baie graag sien, en ons wil nie, jy weet, ek wil nie uiteindelik dat die kerke moet skeur, of dat mense met hartseer wees in die kerk, oor dat sekere, in die woorde van die ope brief, gawes nie gebruik mag word nie. Kom ons sê dit vir mekaar baie duidelik. En ek het dit ook in die rubriek wat ek op Scriptura geskryf het, in reaksie op die ope brief gesê. Dit is ook iets wat ons na kan verwys met hierdie episode notas, is dat dit gaan nie oor die gawes of selfs die aanwending van die gawes nie. Dit gaan oor die regering daarvan en hoe die orde deur die koning van die kerk daar gestel is. En daarbey kan ons nie verbykom nie. Ja, ek het nie veel om daarby te sê nie. Ja, hierdie gaan oor die kerk wat getrou aan die woord wil bly. En natuurlik daar's nog, soos in ander kerkverbande, daar's nog altyd 'n ruimte vir bekering en vir groei op allerlei vlakke. Maar ek glo hierdie besluit was mooi om te sê, wel, ons het nou al hierdie gesprekke gevoer, al hierdie dinge gedoen, gereeld al die besware hanteer. Daar is nie meer gronde, glo ek, waarop daar 'n beswaar gebring kan word nie. So kom ons hou nou by wat ons besluit het. En dit net weer herinner almal wat dalk die episode luister of kyk, maar dit is nie 'n vervelige saak as die kerk vir die waarheid en daaroor praat en die waarheid bely en dan daarby hou nie. En ons moet sulke kerke opsoek. As jy nie in so 'n kerk is nie, kom in so 'n kerk wat by die waarheid van die woord gaan vashou. Ek weet nie of jy nog 'n laaste opmerking of twee het nie. My laaste gedagte, Gerard, is dat 'n mens so ons moet altyd, kom ons noem dit maar faksies, kampe, moet ophou om mekaar te advise. Jy weet wat dit is. Dit beteken ons gaan nie so met mekaar kan praat nie. As ek die ander is my vyand beskou. Ja. Maar waar daar groot afwyking is, dan moet ons uiteindelik sê, goed, ons trek na die streep, maar nooit mag ons hierdie broers en susters van ons as vyande sien nie, want dan gaan jy nie met hulle kan praat nie. Ons moet werklik moeite doen om in rustigheid en nederigheid hierdie saak vir mekaar te verduidelik. Met ander woorde, gou om te hoor, stadig om te praat, stadig om toorn te bewerk. Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid wat voor God behaaglik is nie. Dis Jakobus 1. Stadig om te praat, gou om te hoor. Ja. Baie dankie vir almal wat na hierdie episode geluister of gekyk het, en veral as jy vasgebyt het tot die einde toe. Sommige mense kan ook sê, ag, is nou weer een of ander vervelige besluit van 'n synode of so, maar ons het hier te doen met 'n kerk wat in alles getrou aan die woord wil bly. So ons vra julle gebede vir kerke die wêreld oor, vir jou eie gemeente ook, jou gebede vir die ouderlinge en die predikante, die diakens, almal wat geroep is, vir die gelowiges, sodat ons kerk kan wees soos die Here dit wil hê. En ons sien uit om 'n volgende keer dan weer te gesels. Ek glo ons volgende episode gaan ons verder oor die brief van Judas gesels. Mooi dag verder. Sien uit.